Mag die Here jou help. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek wil met jou, as jy reg vir die woord, ons gaan die woord bedien, en dan gaan ons aan die tafel van die Here sit, en ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vir dit wat ek gaan deel. Het gaan dalk vir jou ongewoond wees. Jy het gesien op die WhatsApp boodskap wat ons uitgestuur het, dat ek gaan preek oor die tema oorgelewer. Oorgelewer, wat eintlik 'n preek teen tradisie is, of eintlik teen godsdienstigheid. Want ek het laasweek gesê, dit is moontlik dat jy die Here kan dien, maar nie die Here kan ken nie. Onthou julle nog, is jy nog van die mense hier wat onthou laasweek, is moontlik dat jy die Here kan dien, maar die Here nie kan ken nie. That you can have the form, but not the power. En die ding is, baie keer dan is daar, in die kerk is daar 'n vorm van godsdienstigheid. Nou, per definisie wil ek amper sê, is godsdienstigheid seker 'n goeie ding, in die sin van, ek het 'n begeerte om God te dien. Maar dit is my so wonderlik, dat toe ek vanoggend oopgemaak het, en Dani kom bevestig dit, die vraag wat jy moet vra is jou hart in dit? Vra vir jou langs jou, is jou hart in dit? Want jy het nodig om jou hart in dit te sit. En ding is, baie keer dan wil God werk buite ons raamwerk, maar jou eie raamwerk, of jou eie godsdienstigheid, of jou eie tradisie, beperk dit wat die Here wil doen. Maak dit sin vir iemand? God kan net 'n nuwe ding doen, as die nuwe ding nie lyk soos die ou ding nie. Dit beteken dat jy moet ruimte maak vir dit wat die Here wil doen. So as jy die Here vertrou vir herlewing, verstaan dat die herlewing nie gaan lyk soos wat dit nou lyk nie. Karen sê altyd, when God sends a revival, it's gonna be messy. Ek wil dit vir jou sê, it's gonna be, so as jy dink, ons kan nou mooi pak, en ons sit hom in hierdie boksie, en dis waarvoor ons die Here vertrou, when God breaks out, jy kan gaan kyk in die geskiedenis, it's always messy, en ek sê dit is 'n positiewe messy, want God werk, soos wat hy wil, toe die 120 uitgestort, die Heilige Gees uitgestort het, op 120 in die bo vertrek, toe bring dit eers as 'n klomp mense, 'n klomp vrae en sê, wat kan dit tog wees? En in die tweede plek, kyk mense van buite af in, en dink dat almal dronk is. Dis chaos. Dis chaos. En baie keer, dan wil God iets doen, maar ons godsdienstigheid, of ons raamwerk, beperk hom om te doen, dit wat hy wil doen. Baie keer dan sit kerke, en ek sê met iemand, ek sê dit as iemand wat al 'n paar jaar in die bediening is, dan worstel gemeentes met godsdienstigheid sonder dat hulle dit weet. Jy sal inkom in 'n gemeentes en hulle sal vir jou sê, hierdie preekstoel pastoor staan al vir 40 jaar hier, en 30 jaar terug, toe pastoor so en so gepreek het, toe die vuur van die Here geval, asseblief moenie die preekstoel skuif nie. Hoekom verf julle die kerk? Ons doen vir 30 jaar, doen ons al kerk met die kleur soos wat dit is, want tradisie maak dat jy weerstandig word vir verandering. Ek moet oppas wat ek vanoggend sê. Ek sê net, is iemand wat saam met my is, gaan julle my, kan ek vanoggend uit die hart uit praat. Godsdienstigheid maak dat jy weerstandig is, dat jy nie ontvanklik word vir dit wat die Here wil doen nie. Maar kan ek vir jou sê, wanneer God opdaag, dan expose hy a spirit of religion. So kan ek vir jou as 'n voorbeeld sê, dis waarom hierdie pastoor besluit het, ek preek op 'n Sondag met 'n jean aan. Want tradisie leer jou, kom ons kom met 'n swart pak en 'n swart das kerk toe, né? En die persoon wat die Here wil red, wil nie kerk toe kom nie, want hy het nie 'n swart pak nie. Sê jou tradisie maak, dat hy nie by die Here kan uitkom nie. Kom aan iemand. Dan wil ek amper sê, jy is so swart soos die pak wat jy dra, binne-in is jy net so swart. As jy nie amen kan sê nie, sê eina. Okay, sê iemand hier voor. Sê eina.
tradisie, dit verdring 'n klomp goed. Baie keer dan tradisie, die gees van die Here kom en dit expose tradisie, en baie keer dan is dit in eenvoudige goed, is dat die ou langs jou aanbid die Here so, dat dit jou eintlik frustreer. En die eerste plek waar tradisie homself openbaar is in aanbidding. Onthou julle dat 'n vrou, hierdie is glad nie in my preekie, dis heeltemal verniet, ons gaan nie ekstra offerande opneem nie, Bianca, jy kan ontspan, dis heeltemal, dis soos 'n very mark advertensie, but wait, there's more. 'n Vrou kom na Jesus toe, terwyl Jesus se disippels by hom is. Dink net aan hierdie. En sy kom en sy doen iets wat anders is, heeltemal anders, heeltemal buite hulle raamwerk van ding, en eintlik sit haar aanbidding hulle op die spot. Sy kom en sy breek 'n albaste fles. Nie sy breek dit wat vir haar kosbaar is en sy was haar voete, sy voete met haar hare. En die kerk, die disippels wat om haar staan, sê, wat 'n vermorsing kan dit tog wees? Wat doen hierdie vrou vanoggend? Maar Jesus doen 'n goeie uitspraak rakende haar. Hy sê, sy het eintlik voor die tyd my kom salf. Sy het eintlik deur 'n aanbidding in die toekoms ingegryp en my kom salf, sonder dat sy verstaan het die significance van dit. So hoe gaan ek haar beloon? Ek gaan haar profeties beloon, en sê elke keer, wanneer daar van hierdie geval gelees gaan word, gaan sy onthou word. So ek wil vir jou sê, wanneer die ou langs jou dalk die Here harder loof en prys as jy, moenie dat godsdienstigheid jou van 'n blessing kom beroof nie. Because when people start worshiping God extravagantly, it breaks something in the spiritual. Hoor wat ek jou sê. When people start breaking loose in praise and worship, en ek wag en ek vertrou vir die Here vir 'n dag in hierdie gemeente, wanneer ons mense regtig laat gaan. When we break loose in praise and worship, en ek wil vir jou sê, dit gebeur baie keer selfs wanneer 'n pastoor preek, want God gee nie om jou preek te onderbreek nie, hoor. Hy daar in die huis van Cornelius in Handelinge 10, daar is Petrus besig om te preek en ewe skielik daag die Heilige Gees op en ons sê, weet jy wat, ons tradisie sê ons moes eintlik net 5 songs gesing het. En ons tradisie sê die pastoor moet net 20 minute breek. Maar wanneer God opdaag, dan's al jou godsdienstigheid en al jou reëls by die huis uit. Then we need to be adaptable and susceptible in receiving what God wants to give. Want godsdienstigheid is dood. Godsdienstigheid is dood. Ek praat van kerkkultuur. Godsdienstigheid is dood, dit maak dood en dit steel 'n klomp goed by jou, en dis eintlik wat ek vir jou vanoggend wil sê. Ek het woord vir alles wat ek sê vanoggend. Maar ons het nodig, en ek praat van die AGS in die breë, het nodig om los te kom van die godsdienstigheid wat ingekom het. Die apostoliese geloofsending. Hierdie kerk het rasseskrede gegroei, toe mense minder geleerd, maar meer geesvervuld was. Here, jy moet my help vanoggend. Here, jy moet my help. Die kerk het die meeste gegroei toe hy vervolg was. Ek onthou, ek het 'n keer hier vertel, ek onthou ek is in hoërskool, Hopefield is 'n laerskool seun. Nou, Hopefield was dan niks anders om te doen as om stout te wees nie. Nou het ek nog 'n ouer broer ook gehad. En ek onthou my pa het, ek het hierdie al vertel, so as ek myself herhaal, vergewe my. En my pa kom tot bekering in Hopefield. En my pa lê in die nagte wakker en hy sit en wonder oor hierdie dorp wat op pad is na ewige verdoemenis in die hel. En my pa besluit, hy skryf 'n traktaatjie, maar die traktaatjie het sommer beelde, het sommer prentjies ook in, en hy praat van die groot doop. Nou onthou, jy kom irriteer 'n godsdienstige stelsel wanneer jy so iets kom doen. En hy daar's sommer prentjies in van jy moet jou laat groot doop, en my pa het gewerk by die sentrale by Nommer asseblief.
Okay? Die wat hier is, wat 35 en jonger is, julle gaan nie weet wat dit is nie, hoor. So, jy moes bel na die sentrale toe, en dan het hulle jou oorgesit, en dan het hulle jou deurgesit, en dan as die tannie 'n slegte dag gehad, en dan kon sy afluister ook, alles wat gesê word. Die ouer mense gaan nou weet, nie dat my pa en my ma natuurlik ooit dit gedoen het nie, ek sal nie so ver gaan om dit te sê nie, maar die punt wat ek wil maak is, almal het my pa geken, en ek onthou, in die aande dan hardloop ons, dat my pa het die traktaatjies en koevertjies gesit, en hy het dit gestamp, met sy adres op, so almal het geweet, die traktaatjie kom van my pa af, en my pa het by die sentrale gewerk, en in die aande dan hardloop ons posbus tot posbus, en ons, ek is seker 6 of 7 jaar oud, en ons deel traktaatjies uit. En dan bel mense my pa, en sê, wie dink jy is jy? But he had to do what he had to do. En ek onthou een keer, ons het in dieselfde straat gebly as die skool. Dieselfde straat is die skool, so ek het skool toe gestap. Een middag kom tel my pa ons op met die kar. En snaaks genoeg, ek onthou dit. Ek stap uit en hier staan my pa met die kar, dis my so weird, want ons is net 'n paar 100 meter af van die pad, ons by die huis, hoekom kom tel hy ons op? En ek het dit nooit verstaan nie, en seker jare daarna, 15, 20, 25 jaar daarna, dat my pa iets val, en hy sê, hy het ons een keer by die skool kom haal, want hy was bang, die kinders boelie ons, oor die boodskap wat hy besig is om te verkondig. En ek onthou daai dag, en ewe skielik kom dit by my op. Ek onthou dit, that he was willing to pay that price. Want jy moet godsdienstigheid konfronteer met die waarheid. Kan ek dit gou hierdie van my hart ook afkry? As die seentjies in hoërskool Hopefield wou beklei het, dan was ek reg gewees, hoor. Ek sou by die huis aangekom het, met 'n oog wat so staan, en 'n lip wat so staan, en gesê het, pa, ons het al hierdie godsdienstige seentjies uitgesorteer. Nee, ons sou nie dit gesê het nie, maar ons onthou, jy is in plattelandse dorp, jy word groot soos Trompie. Dit is letterlik wat gebeur. Jy, jou ma sê vir jou, hoor hierso, jy's 5 uur by die huis, of 6 uur by die huis, dan eet ons, en die res van die tyd sien sy jou nie, en dan hoor jy later oor die huiswerk. Ek het nie bedoel om dit te deel nie, maar ek wil vir jou sê dat tradisie is iets wat ons van intentioneel bewus van moet wees en moet verbreek. Dit is nie net in 'n kerk of in 'n gemeente nie, dit is ook in jou eie lewe. Want baie keer dan wil die Here op nuwe maniere met jou werk, op nuwe maniere met jou praat, maar jy moet oop wees daarvoor. Dis goed dat jy sekere patrone, met ander woorde, jy staan op in die oggend, en dis miskien jou bidtyd, of jou tyd wanneer jy bymekaar kom, of miskien is dit in die aand voor jy gaan slaap, jy het sekere ritmes, maar ek wil net vir jou sê, baie keer, dan bring dit nuwe lewe in jou eie lewe, wanneer jy goed 'n bietjie anders doen. Intentioneel besluit, ek gaan dit anders doen. Dan hoor jy die stem van die Here anders. OK? Kom ek vat jou na die Bybel toe, Matteus, ek preek baie keer uit die Bybel uit ook, hoor, ek wil net vir julle sê, Matteus 15 sê, so ek praat met jou oor oorgelewer, ek praat met jou oor, Jesus praat oor die ou leweringe van die ou mense. En dis goed dat daar's iets soos goeie tradisie, nee, daar's iets soos goeie struktuur, maar ons moet weet wat ons doen, waarom ons dit doen. Laat my dink aan die storie wat iemand vertel het van die dogterie wat kom by haar ma, en haar ma is besig om 'n skaapbout voor te berei, en sy vat die skaapbout, en julle ken dit, en sy sny hom in 2. En sy vra van ma, hoekom sny mamma dit in 2? En haar ma sê, ek sny dit in 2, want ouma het dit in 2 gesny. Gaan vra vir ouma. En sy gaan na ouma toe, en sy vra, ouma, waarom sny julle die skaapbout in 2, wanneer julle hom in die oond wil gaar maak? En ouma sê, weet jy wat, ouma Grootjie het dit so gedoen. Gaan vra vir ouma Grootjie. En hier sy na ouma Grootjie toe, en sy vra, ouma Grootjie sê vir my die skaapbout, hoekom sny julle hom in 2, wanneer hom in die oond wil sit en wil gaar maak? En ouma Grootjie sê, nee, weet jy wat, ons het op 'n plaas groot geword, en ons het 'n klein ou douwe stoofie gehad, en die bout kon nie heel inkom nie, so ons moes hom in die helfte sny, om hom in die oond te sit. Maar nou doen ons, want ons is so getrein. Jy word so getrein. En dis eintlik wat ek vir jou wil voorhou, dis hoe die Fariseërs en die Sadduseërs dit gesien het. En dit sê in Matteus 15, toe kom daar skrifgeleerdes en Fariseërs van Jerusalem
na Jesus en sê, waarom oortree die disippels die oorleweringe van die ou mense? Waarom breek julle die tradisie? Waarom is julle so ongeestelik om nie so geestelik soos ons te wees nie? Waarom oortree die disippels die oorleweringe van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê, waarom oortree julle? Kyk hoe slim is Jesus. Hy antwoord hulle vraag. Hy sê, waarom oortree julle die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Kan ek gou vir jou die volgende sê? Dit is belangrik dat ons sal verstaan dat God se wet is belangrik. Okay? Maar dit is net belangrik tot op die punt, tot op 'n sekere punt. Wanneer die vrug belangriker word as die wet, dan word die wet gekanselleer. Ek wil hê jy moet dit neerskryf. Godsdienstigheid stel die gebod bo die vrug. Voorbeeld, moet ek jou 'n voorbeeld gee? Is dit goed vir hulle om brood te eet? Dis goed vir hulle om brood te eet, maar as gevolg van die oorlewering sê hulle, as jy nie jou hande gewas het nie, moenie brood eet nie. Maar God se wil is dat jy sal brood eet. God se wil is dat hy vir jou voorsien het dat jy dit sal geniet. Maar nou kom die opinie van mense en dit kom verdring dit wat God vir jou sê, en as gevolg van tradisie en godsdienstigheid stel jy mense se opinie hoër as dit wat God sê. En dit kom steel brood by jou. Hulle kom en hulle sê, die disippels was nie hulle hande voor hulle brood eet nie. Tradisie wil by jou brood kom steel. En die brood is die woord van die Here. En hy wil kom en deur jou tradisie wil God iets meer doen in jou lewe, but because you are limiting yourself because of your past experiences en as gevolg van verkeerde dinge wat pastore en dominees hier van vooraf gesê het, beperk jy jouself en is jy nie ontvanklik om te ontvang dit wat die Here vir jou wil gee nie. Ek wil dit weer sê, moenie die vrug bo die gebod stel nie. Kom ek noem vir jou twee voorbeelde. Nog twee voorbeelde. Bepaal alles wat jy doen. Kom ek verduidelik dit so. Miskien is dit 'n teaching ding hierdie. Bepaal alles so aan die groter prentjie van wat verheerlik God? Wat verheerlik God? Is dit God se wil dat jy iemand sal doodmaak? Nee, ek hoop jy is ons wat gewonder het daaroor. Kom ek sê vir jou pertinent, dis nie die wil van die Here dat jy iemand sal doodmaak nie. Ek weet jy sou gehou het daarvan, ons 'n paar ouens by die werk wat jy wil uithaal, maar dis nie die wil van die Here dat jy iemand sal doodmaak nie. Hoe weet ons dit? God het dit gegee, nee, in die begin sê hy, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie dien nie. Is dit reg? So stem julle saam met my, jy mag nie doodslaan nie, stem julle saam met my. Het jy al gelees dat die gees van die Here oor Samson gekom het? Dan slaan hy 'n klomp ouens dood. So God sê, moet nie doodslaan nie, maar die gees van die Here kom oor Samson, en hy slaan 'n klomp ouens dood. Is God confused in homself? Of is dit belangrik dat jy sal verstaan, dat die vrug op Samson se bediening, het die saak van die Israeliete bevorder? Kom ons sê, ISIS sal besluit om Suid-Afrika aan te val. As jy wetties is, as jy godsdienstig is, dan sê jy, weet jy wat, hulle moet maar die land kom vat, dit help nie ons beklei terug nie, die Here sê ons mag nie doodmaak nie. If we do that, we will be sanctioning evil. But God wants us to stand up and ask what glorifies Him. Okay? Soek jy nog voorbeelde? Kom ek gee vir jou nog twee voorbeelde. Uit die Bybel uit. Sy soek voorbeelde, right, hier kom ons. Maar jy moet nou nie slaap nie, jy moet luister. Jesus is op die Sabbatdag. Hulle bring 'n man met 'n verdorde hand na hom toe. Op die Sabbatdag. En die Bybel sê hulle hou hom dop om te kyk of hy op die Sabbat kan genees. Dis wat godsdienstigheid doen. Dit verdring dit wat die Here vir jou wil doen.
So as gevolg van die wet, jy moet rus op die Sabbat, jy moet die Sabbat eer, staan en dan kyk en hulle sê, as Jesus gaan genees, dan sê dit vir ons, hy is nie die seun van God nie. Dan sê dit vir ons, hy is nie eintlik 'n geestelike persoon nie, terwyl al wat Jesus wil doen, is om 'n verdorde man se hand te genees. Die vrug was hoër as die wet. That glorified God, but they never understood that. So moet nooit God se wette rig ons. God se wet is heilig en perfek en volkome. But it was revealed to us so that we will know that we need Jesus. Okay? Is die mense saam met my? Kom ek lees vir jou. Die man met die verdorde hand. Daarop sê Jesus vir hulle, is dit geoorloof? Is dit reg om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stil gebly, want Jesus konfronteer hulle. Sê, ek wil hierdie man gesond maak, maar julle sê, ek kan hom nie gesond maak nie, want dit is die Sabbatdag. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, ek dink as Jesus jou aankyk met toorn, dan duik jy weg agter die ou voor jou. En tergelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart. So ek het begin met die hart. Oor die hardheid van hulle hart. Sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond, soos die ander een. Kom ek lees jou nog 'n voorbeeld. Matteus 12 is nie op die bord nie. En in daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop. Jesus het 'n klomp wonderwerke op die Sabbat gedoen. En hy het dit intentioneel gedoen om die beginsel wat ek aan jou probeer deurgee vir die disippels te leer. Okay, kom ons luister. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop. En sy disippels het honger geword en begin pluk en eet. Ek het net vir jou gesê, tradisie wou by jou brood steel. So hulle is op die Sabbat, hulle loop verby koring, hulle is honger, maar daar's 'n wet wat sê, jy mag nie werk nie, en as jy sou are pluk, dan sou dit gelyk wees aan werk. Maar toe en hulle begin toe te pluk en te eet, maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het nie, hoe hy in die huis van God gegaan het, en die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was nie geoorloof was om te eet nie, was net vir die priesters alleen. Hy sê, het jy nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy honger was, het hy in die tempel ingegaan en daar was brood gewees, die brood was vir die priesters, maar hy het van daardie brood gaan eet, wat hom nie geoorloof was nie, en God het dit aan hom toegereken dat dit geoorloof was. Stel die vrug bo die reël. Sê vir die ou langs jou, stel die vrug bo die reël. Want jy kan die reël hê en nie die vrug nie. Jy kan die godsdienstigheid hê en nie die vrug nie. Jy kan 365 dae 'n jaar kan jy elke oggend bid en jy's elke Sondag in die kerk en jy dien die Here, maar jy ken nie die Here nie. You are doing the right things. You have the form, but not the power. You have the religion, but not the relationship. It's about the relationship. He wants your heart in it. En ek vra jou, is jou hart in dit? Want jy kan kerk toe kom net om jou gewete te sis. Voel te skuldig as jy by die huis sit, né? Jy voel, dan sit kan jy maar 'n bietjie TBN, ons sit hom iets geestelik aan, dat is dan 'n soort van okay, dat ek by die huis is. Ek meen, Jesus gaan verder en sê hy, of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat onheilig en onskuldig is nie? Want die priesters moes dien voor die Here. So nou is dit Sabbat, nou moet die priesters dien voor die Here. Maar as hulle gaan dien voor die Here, dan gaan hulle werk en as hulle werk dan verbreek hulle die Sabbat. Is dit nie? Dis soos mense wat sê moet nog die Sabbat hou, dan preek ek eintlik die Sabbat want elke Sondag werk ek. Vir die van julle wat nie weet, die pastoor werk elke Sondag. Iemand sê amen. Okay, die pastoor werk baie hard elke Sondag. Can I get an amen? Dan sou ek eintlik besig wees om die wet te verbreek, soos wat die priesters dit gedoen het. Iemand al ooit met daai argument na jou toe gekom? Kan ek vir sê die moeilikste mens om te staan is 'n godsdienstige mens. Want hy het vir elke ding het hy 'n Bybelvers. He's got the religion, but has he got the relationship?
Weet hy wat is God se hart? God se hart is dat mense genees sal word. God is dat mense gevoed sal word. God is dat mense geseën sal word. In die naam van die Here. Ek moet my haas en is nou eers by die inleiding. Kom ek maak dit vir jou kort. Tradisie wil brood by jou steel. Kom ons gaan Matteus 15 vers 6, gaan die volgende, ons skiep 'n paar verse. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, sê Jesus van hulle. Terwille van julle oorlewering. Terwille van julle tradisie, het God nie net jou brood kom steel nie, of het tradisie nie net jou brood kom steel, het ook jou krag kom steel. Jy het dit wat God in jou lewe inspreek, het jy kragteloos gemaak. Deur gehoor te gee aan dit wat mense sê. Aan mense tradisies. Dink aan miskien aan en ek glo die Heilige Gees is getrou om dit relevant in jou lewe te maak. Dit wil jou hart steel en dit kan wees dat jou hart in die begin in dit was, maar dat jou hart nie meer in dit is nie. Wat godsdienstigheid het ingekom. Jy geweet die dag toe jy jou vrou ontmoet het, toe skryf jy liefdesbriewe, né? Om jy skryf liefdesbriewe, jy reël verrassings, jy koop blomme. Doen al die romantiese goed, né? Ek weet of hy dit ook gedoen het, maar hy is baie romanties en dit kom vir jou outomaties. Want daar's verhouding. En jy wil net by die persoon wees want jy soek verhouding. Jy soek verhouding. En dan as jy 10, 20, 30 jaar getroud, dan sê jy nog steeds dieselfde goed. Jy sê nog steeds ek is lief vir jou, is dit nie? Nie wees soos die man wat gesê het, hoor hierso, ek sê vir jou op ons troudag, ek is lief vir jou, en as dit verander, dan gaan ek jou laat weet. Nee, vrouens, kan ek gou vir die manne sê, vrouens werk nie so nie, dit het ek agtergekom, en ek kom dit nog steeds agter, dit is iets wat jy elke dag moet sê, okay? So ek weet nie mans, wanneer laas jy vir jou vrou gesê het, jy is lief vir haar nie meer dalk nodig om dit vandag te doen, okay? So ek wil net vir jou sê, ek is lief vir jou, hoor, ek is baie lief vir jou, miskien moet ek jou soen ook gee voor die kerk. Na 20 of 30 jaar, dan kan dit wees, dat die gewoonte, die verhouding, kom vervang. Jy sê nog steeds dieselfde goed. But is your heart in it? Is it relationship, or is it religion? Julle het dan die gebod van God terwille van julle oorlewering, gefeinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe. Hulle sing saam, U is my God, ek vertrou U groot naam. Maar hulle hart is ver van my af. Maar vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Selah, pause and calmly think about that. Kan ek gou vir jou dit sê? Tradisie wil jou brood steel, tradisie wil jou hart steel. Tradisie wil jou krag steel en tradisie wil jou heuning steel. Want God wil vir jou heuning gee. Kom ek gee gou vir jou nog 'n voorbeeld. As jy fyn met nog 'n voorbeeld, Bianca, as jy in hierdie preek, as jy saam, ek wil jou iets leer. Ek wil jou iets leer. Ons lees in sit gou maar die volgende foto op. Sit maar die volgende slide. Hou hom daar. Heuning. Ek gou iets sê oor dit. In 1 Samuel 14 is Jonathan Saul se seun daar. En Jonathan sê die volgende, hy sê die Filistyne is daar en hy sê, weet jy wat, hy sê vir sy dienaar, kom ons gaan op na die Filistyne toe, net ek en jy. My pa hoef dit nie te weet, hy sê, want God kan verlos deur baie of deur min. Dis nie vir hom 'n issue nie, jou beperking beperk nie God nie, dis wat hy sê. Hy sê, as ons onderkom en hulle sê vir ons klim op, hy sê, dan weet ons is 'n teken van die Here is met ons. Hulle klim op na die Here, of hulle gaan na die Filistyne toe, die Filistyne sê, kom op, en hulle weet, daar is die teken, die Here gaan ons die oorwinning gee, en hulle gaan op, en die Bybel sê, hulle begin 'n slagting onder die Filistyne.
Meanwhile is die Israeliete se verspieders besig om te kyk met 'n verkyker. Ek weet nie of hulle 'n verkyker daai tyd gehad het nie, 10-1, maar hulle sien daar's 'n commotion in die kamp van die Filistyne. Saul gaan en hy sê, kyk gou wie's weg. En hulle kyk gou, hulle doen gou roukol en hulle sien Dawid en sy dienaar is weg. En hulle kom agter hulle het gegaan en hulle gaan om die fight te gaan join. En hulle kom die fight en hulle begin om die Filistyne, hulle sien dis chaos, die Filistyne is besig om mekaar uit te roei. En dan, hoor gou, dan gaan Saul, en Saul sê die volgende, hy sê, ek laat die manne 'n eed sweer. Ek laat die manne 'n eed sweer. Niemand eet iets. Niemand eet iets, voordat ons nie die oorwinning oor die Filistyne het nie. Saul kom en hy sê dit. Ek weet nie of my bietjie musiek aan sit. Hoor mooi. Saul sê dit. En die manne gaan hulle agtervolg die Filistyne, nou vlug die Filistyne. En die Bybel sê, die manne is afgemoeg. En hulle kom in 'n bos en daar's heuning. En daar's heuning. Die Bybel sê, daar's oorvloed van heuning. Oorvloed van heuning. En Jonathan is by hulle. En die ouens is afgemoeg. En hy steek sy staf in die heuning. Jy ken die storie, hy steek sy staf in die heuning en hy proe daaraan. En die Bybel sê, by die proe word sy oë helder. Nee, want heuning is skielike energie. En die manne sê vir hom, jy mag nie dit doen nie. Hy was nie daar gewees toe sy pa die manne die eed laat sweer het nie. Hulle sê, jy mag nie dit doen nie. En hy sê van sy pa, Jonathan sê van sy pa, my pa stort ons in ongeluk. En omdat die manne afgemat was, gelees dit in vers 31, omdat die manne afgemat was die oorwinning oor die Filistyne nie so groot, soos wat het kon wees. Omdat manne die opinie van 'n mens gestel het voor dit wat God wil doen. Wat Saul gedoen het, was nie die wil van die Here. Saul wou homself goed laat lyk. Kom, ons gaan vandag niks eet voordat ons die oorwinning het nie. Julle beloof ons dat julle. Dit was nie God wou hulle die oorwinning gee en hy het. Maar hy wou 'n groter slag geslaan het. Maar omdat ouens as gevolg van die opinie van 'n mens wat ek wil equate aan godsdienstigheid en menslike opinie, omdat hulle gehoor gegee het aan dit, het hulle nie die oorwinning gekry wat hulle wou gehad het. Almal kon van die heuning eet. Tradisie wil by jou heuning kom steel. Ek kan ek gou vir jou sê, wanneer jy nee sê vir die goed waarvoor God ja sê, hoor my, dan het jou bring by 'n plek waar jy begin ja sê vir goed waarvoor God nee sê. Ek gaan dit weer sê, wanneer jy begin nee sê vir goed waarvoor God ja sê, dan jy by 'n plek bring waar jy begin ja sê vir goed waarvoor God nee sê. Weet julle wat gebeur in hierdie verhaal? Is hierdie manne is so moeg en afgemat en hulle storm op die byt af en hulle begin die diere rou te eet met bloed en al en hulle besondig hulle self teen die Here, terwyl God hulle die manier nie net hulle wou bless met heuning nie net wou bless met 'n oorwinning nie, hy baie meer vir hulle in stoot gehad, omdat hulle nee gesê het vir wat God aangebied het hulle nou ja gesê vir dit wat God nie aangebied het. Dis 'n bietjie diep volgend. Praat met jou oor heuning. Ek wil vir jou sê, tradisie wil by hierdie gemeente kom steel. Hy wil heuning by ons kom steel. Elke Sondag van die woord van die Here af uit, of het is deur sang, of het is deur wat ook al. Kom ek lees vir jou hierdie vers. Psalm 19, luister mooi. Psalm 19 vers 9 tot 11. En hier is interessant, hoor, die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Nou ek het jou gesê, toe hy sy staf het sy oë helder geword, dit verlig die oë.
Ons moet nagmaal bedien. Ons moet nagmaal bedien. Die Bybel sê God stuur brood vir die Israeliete in die woestyn. Het jy dit al gelees? Wat noem dit? Manna. Hoor gou Eksodus 16:31, hy stuur manna. Sy sê dis manna, ek weet nie of sy reg is nie. Sy is reg, ons noem dit manna. Of man, is dit nie interessant nie? Sê in Eksodus 16, in die huis van Israel het dit man genoem. Want ons eet van die man, Jesus. Ons drink van die man, Jesus. Weet jy wat's interessant? Eksodus 16:31, in die huis van Israel het dit man genoem. En dit was wit soos koriandersap. En dit het gesmaak soos heuning. Laat hom wat hoor het hoor wat die Gees in die gemeente ons sê. Die sin en breed thuis nie like my nie. Moet net jou tradisie omsteel. Die Here is vanoggend hier en hy offer jou. Hy offer jou liefde. Tereg het hom in die gesit van oor ons hart. En as jou hart weggedryf het van 'n verhouding met hom, en God vir jou stil geword het, as vanoggend 'n tyd van herstel. En ek bid dat jy nie dieselfde hier sal uitstap as wat jy ingestap het nie. Dis die tafel van die Here en ons gaan jou bedien. Dis die manna, ons gaan eet van die man. Dit is my liggaam, dit is my bloed. Doen dit tot my gedagtenis. So dikwels soos wat julle by mekaar is. Vanoggend is 'n oggend van herstel. Paulus en Johannes skryf aan die kerk en hy sê ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek ken die teks. Sê jy dien my nie meer soos jy my gedien het nie. Jy hoor my nie meer soos jy my gedien het nie, né? Baie keer dan kom kan jou huwelik ook daarby kom. Dan is daar tyd wanneer jy weer moet gaan, jy koop weer blomme. Jy gaan en jy reël weer verrassings. Jy gaan en jy skry, jy gaan doen die eerste dinge sê hy. Hy sê wanneer jy besluit neem. Hy sê dan raak jy weer verlief op hom. Gaan jy nou bedoel jy goed nou is. En ek het ek bedoel om dit te sê. Ek jou. Ek wil hê jy moet dit hoor. Dat he loves you. Hy wil weer hê jy moet sy stem hoor. Hy wil weer hê jy moet die soetigheid van heuning ervaar. En as jy wil weet wat die rol van heuning in romanse is, gaan lees Hooglied, challenge you. You're gonna be surprised. Ek gaan nie preek oor dit nie, hoor. Dan gaan ons godsdienstigheid en 0 tot 18 preke mense in die kerk uit jou. But he loves us. Dis 'n liefdesmaaltyd. Ek gaan ons bid vir die tafel, dan gaan ons jou bedien, maar voor ons jou bedien, gaan ons in hierdie gebed bid vir herstel. En ek wil dit vra vir jou hart. En ek wil jou uitnooi hier by Charisma Strand. As jy op 'n Sondagoggend hier na toe kom, jy voel dalk jy wil koordans, jy voel dalk jy wil om die kerk gaan hardloop. Want die Here sê dit vir jou. Dan sê ek vir jou, jy doen wat die Here vir jou sê. Al hou mense nie daarvan nie. Al het mense opinie van dit. You're living for an audience of one. It's one person's opinion about you that counts. Dit is syne. Here, dankie vir ons gemeente. Dankie vir u liggaam. Dankie vir die brood. Here, dankie vanoggend dat ons ons hart kan sit in verhouding met u. Dis 'n hartsaak.